Hi almal, my naam is Kobus Kreer. Ek wil graag hierdie amazing getuienis met julle kom deel, net met wat in my lewe gebeur het. En dit het net 'n nuwe betekenis vir my gegee van geloof en om vas te staan tot op die einde, om net op God te vertrou. En die skrif van Romeine 8 vers 28 het net vir my 'n nuwe betekenis gekry. So 3 Saterdae terug speel my jongste seun rugby en alles gaan goed tot op die einde. En hy kry seer en ek kan nie verstaan hoekom nie, want ek het voor die wedstryd het ek hom toegemaak met die bloed van Jesus en ek het die beskerming van God oor hom gebid. En hier kry hy seer en hy dislocate sy linker heup. En dit is so erg dat hulle sê hy moet hospitaal toe gaan, hy gaan geopereer moet word ensovoorts. En ek en sy ma, ons is gehurkend langs hom waar hy op die stretcher lê, langs die veld, en sy sê vir my, hoor hierso, hy gaan moet hospitaal toe gaan. Daar's nie 'n ander way nie. En ek sê vir haar, maar ek kon nie die medies betaal nie. Ek het nie genoeg geld gehad nie. Ek sê maar ek sal 'n plan maak. Ek sal kyk by wie kan ek geld leen. Nou moet jy weet op daai stadium wat gaan alles deur 'n ou se kop. Ou se in die vlees in daai stadium. Ou raak bietjie angstig, ou raak bekommerd. Dis 'n ou se kind. En ek kon nie verstaan op daai stadium en ek bel toe rond en ek bel my broer en ek sê vir hom, ou boet, kan jy asseblief vir my geld leen? Dat ek net my seun kan hospitaal toe vat en dat ek net die medies kan betaal as hy geopereer moet word, dat dit aktief is. Ek kom toe reg met die finansies en ek betaal die medies en ons op pad soontoe roep ek net uit na God toe en ek vra vir God, ek sê hoekom? Ek meen, ek is die een wat myself uitverkoop het vir die koninkryk van God om die evangelie van Jesus Christus te verkondig en hoekom is dit dat my seun seer kry? Ons het gebid, ons het die bloed van Jesus oor hom gebid, hy is onder die beskerming van God, en ek het soveel mense wat saam met ons intree, en ons kom by die hospitaal, en my seun se ma verduidelik vir my van wat aangaan en hoe, met die heup en hoe hy getild het, en daar's so grys area, en sy het heeltyd die ys op het gehou, en die heupe lyk nie dieselfde nie, dis onewe. En op daai stadium in die hospitaal, voor hulle hom die morfine begin gee, kan hy sy linkerbeen glad nie beweeg nie, en hy het geen gevoel van sy heup af en sy larig na sy linkerbeen toe nie. En dit het my toe baie bekommerd gemaak. En so tussen die verpleegpersoneel, en dan lê ek hom hande op en ek bid, en maar daar gebeur niks drasties op daai stadium nie. En hy is toe rustig, die pyn is weg van die morfine, en hulle stoot hom na die X-rays toe. Ons kom daar by die X-rays, en dis net ek en sy ma en my seun, en dis rustig, dis stil, en ek staan langs sy bed, en ek lig my hand op, en ek beveel daai heup, in die naam van Jesus Christus, kom in plek, en ek bid uit my hart uit vir my seun, vir genesing, en die volgende oomblik begin my seun skree, en hy sê, papa, hou op, jy maak my seer, en hy huil, hy skree, hy sê, hou op, jy maak my seer, en ek sê vir hom, seuna, papa vat nie aan jou nie, en op daardie oomblik, het die Heilige Gees hom net kragtig aangeraak, en daar die heup aangeraak, en die volgende oomblik raak hy stil, en ek hou toe op bid, en ons neem die X-rays, en ek bestudeer die X-rays, en ek vergelyk die linkerkant met die regterkant, en ek sien geen probleem nie. En ons kom voor, hulle het hom teruggestoot by die emergency unit voor, en ons kry die doktersverslag terug, en hulle sê, daar's absoluut geen probleem met sy heup nie. En sy ma kyk na sy heupe, en sy sê, wat het hier gebeur? Hier het iets gebeur, hier het 'n wonderwerk gebeur, want hierdie linker heup, ek weet hoe hy gelyk het, ek was saam met hom in die ambulans, ek is die een wat die ys opgehou het, die heupe lyk dan nou dieselfde, in die fisiese ook. En ek sê vir haar, so dit wil sê,
daar voor ons die X-rays geneem het, toe ek vir hom gebid het, en hy begin skree het van die pyn en gesê, hou op, papa maak my seer, het God daai heup in plek ingedruk. En sy sê vir my, dit is presies wat gebeur het. Dit was die Saterdag. Sondag het hy bietjie bruising gehad, Maandag 'n paar strekke gedoen, en dis nou omtrent 'n week later en hy's perfectly fine. Hy loop, hy's sonder pyn, hy's fine. En God het my net hier 'n les kom leer. Daar waar ek gedink het, ek is op my eie, daar waar ek in vlees opgetree het, daar waar ek besef het, maar wat nou? Tot op die laaste, toe kom God net deur en hy wys vir my, hy doen 'n bonatuurlike wonderwerk, 'n creative miracle, volgens die gawes van 1 Korintiërs 12 vers 8, en hy druk daai heup in sy plek in, en prys God net daarvoor. So baie keer reageer ons rondom die omstandighede wat ons in die fisiese sien wat gebeur, en ons gaan in angs en of paniek en ons begin bekommerd raak. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar waar jy dink dit is onmoontlik, daar is dit vir God moontlik. Ek praat agterna met een van my vriende wat ook 'n coach is met rugby, en hy vertel my van hoe een van die seuns wat vir hom rugby gespeel het, sy heup so gedislocate het, en hoe daai heup onder 'n operasie teruggedruk moes word, en ek weet nie, vir 'n jaar of wat, was daai seun uit rugby uit gewees. En hierso kom God, en hy druk daai heup terug, binne 'n minuut en 'n half, is hy terug in plek in, en binne 2 dae loop my seun, hy het al sy gevoel terug, alles is 100%. En dit is die God wat ons dien. Ons dien 'n bonatuurlike God, waarvan die signs and die wonders van Markus 16 vers 17 vandag nog steeds gebeur. Ek wil net kom alle eer gee aan Koning Jesus Christus. Eer aan God, dat hy deurgekom het vir my, dat hy my hulp geroep gehoor het, maar God het my 'n les kom leer. In plaas van dat ek net moes vas staan in geloof, toe die vleeslike begin deurkom, en dit wat 'n ou sien in die vlees, het ek paniekerig geraak. En toe kom wys Jesus net vir my, wie is volkome in beheer. Dis soos die skrif sê, van Romeine 8 vers 28. God laat alles ten goeie meewerk, vir die wat vir hom lief is. En in vers 31, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Ons dien 'n allerhoogste koning. God is nog steeds in beheer. Al lyk dinge partykeer taaf. Vertrou net volkome en weet dat God het jou back. Hy sal jou nooit begewe en hy sal jou nooit verlaat nie. Baie seën, ek hoop hierdie getuienis stig jou en share dit vir soveel as moontlik mense. Ons bring alle eer aan ons koning Jesus. Amen.